Hoekom voel die Here soms so ver? Ek sien hom nie in my omstandighede nie. Dit voel nie vir my, hy hoor my gebede nie. Toe ek 'n kind van die Here geword het, het ek dinge so anders ervaar. Die Here was naby, amper tasbaar. Maar nou, is dit my sonde wat verwydering tussen my en God gebring het? Verwerp hy my? Dis algemene vrae waarmee kinders van die Here worstel. Selfs Martin Luther het honderde jare gelede gepraat van God wat so wegraak met tye. Hy gaan kruip weg, het die hervormer gesê. Hoekom doen hy dit? Hoekom word hy stil? Wel, ons weet op grond van die Bybel dat God nie regtig weg is nie. Ons hou vas aan Jesus se laaste woorde in Matteus 28 vers 20 en onthou, ek is by julle al die dae tot die volëinding van die wêreld. En ons hou vas aan beloftes soos die van Paulus in Romeine 8. Niks kan ons skei van die liefde van God. My ervarings is dus subjektief en my emosies onbetroubaar en misleidend. Tog is dit daar. Dis 'n werklikheid. Johannes van die Kruis het hierdie afwesigheid van die Here genoem die donker nag van die siel. Die psalmdigters het dit ook geken, ook Christus wat aan die kruis uitgeroep het, my God, waarom het U my verlaat? Die Heidelbergse Katekismus sê so mooi dat hy dit eens uitgeroep het, sodat ek en jy dit nooit regtig hoef te doen nie, omdat ons nooit Gods verlate sal wees nie. So hoekom is dit my ervaring dan? Wel, daar kan seker baie redes wees, maar ek wil graag een rede met 'n illustrasie probeer verduidelik. 'n Pa het sy kind leer fietsry. Hy het soos goeie ouers maak vasgehou en tree vir tree saam gehardloop. Sy kind het geleer om te balanseer. Maar met die wete dat die pa daar is, het die kind uit vrees heeltyd na sy pa se kant toe oorgeleun. Hy dus leer skeefry. Die pa het geweet, hy kan sy kind slegs behoorlik leer fietsry as hy sy kind los. Natuurlik was sy kind baie ongelukkig. Hy het op sy pa geskree van kwaadheid. Daar was trane, want hy was bang. Sy pa het egter volhard ter wille van sy kind se groei en ontwikkeling. Maar onwetende vir die kind, het die pa met 'n sterk hand onder die sitplek die fiets gestabiliseer. Vir sy kind was dit 'n tyd vol frustrasie. Maar toe hy die vaardigheid aangeleer het, was daar soveel vreugde en bevrediging. Hy het gelag en gespring van blydskap en sy pa omhels wat in sy vreugde gedeel het. Miskien help hierdie prentjie my en jou om te verstaan. Ons hemelse Vader los ons nie regtig nie. Hy haal net met tye ons oefenwielietjies af, juis omdat hy ons liefhet. Dit is soos die profeet dit verduidelik het van die arend wat sy kuikens uit die nes uitskop, maar nog steeds onder sy kuikens vlieg dat hulle nie doodval nie. Hy help ons om 'n bietjie onafhanklikheid te leer. Nou, dit beteken nie wat jy dalk dink dit beteken nie. Hierdie onafhanklikheid behels 'n proses om geestelik volwasse te word, soos Paulus vir die gelowiges ook in Kolossense 1 vers 28 skryf. Dis die eet van vaste kos om groot te word. 1 Korintiërs 3 vers 1 tot 3. Lees ook maar Efesiërs 4 vers 13 tot 15 daaroor. Dit gaan daaroor om in 'n dieper verhouding met God te staan, al voel dit nie so nie. Dit gaan oor 'n geloof wat gebrei word en groei en sterker word, oor 'n vertroue wat sterker word. Dis die doel van die donker nag van die siel. 'n Ma is tog nie liefdeloos as sy haar kind speen nie. Dis nodig dat haar kind 'n groot mens kan word. So wie weet, dalk is God net besig om jou te speen. Kom ons bid saam. Here, U sal my nooit verlaat nie. Help my om anders te dink, om op U getrouheid te bly vertrou. Troos my wanneer ek weggegooi voel en versterk my geloof. Amen.